Blaai ons na Gesang 4, 5, 6, loof heel die skepping, loof die Heer. Sing daarvan vers 1, 2 en 3. Dan ons laaste lied, Gesang 471, Gesang 471, daar is net een vers. Die Here roep elkeen wat hy liefhet en sê, kom na my toe, elkeen wat honger en dors het na wat reg is, en elkeen wat soek na die lewe. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Ek wonder of julle met my sal saamstem as ek sê, God is 'n God van genade. Moeilike term,
Want ons besef nie altyd dat genade beteken jy kry iets wat jy nie verdien nie. Sal julle met my saamstem as ek sê God is 'n God van vrede? Weet ek, as jy na die wêreld kyk, dan lyk dit nie so nie. Want daar's baie lelike dinge wat gebeur, baie verkeerde goed wat gebeur. Tot jy besef dat die vrede wat God gee is anders as net dinge wat goed gaan. Dis die vermoë om ten spyte van dit wat verkeerd gaan, nog steeds te kan vashou, nog steeds te kan vasbyt, kan weet, iemand is in beheer. En ek wonder of julle sal saamstem as ek sê, God is 'n God van liefde. Weereens iets moeilik vir ons om te begryp, te verstaan wat hy daarmee bedoel. Jy is vandag vir die klomp katkasante gevra, wat is liefde? En een van hulle sê, is aanvaarding. Een van hulle het gesê, het is onvoorwaardelik. Met ander woorde, niks is 'n goed of 'n sleg genoeg rede vir God om sy siening van jou te verander nie. Er is eintlik soveel dinge wat ons kan gebruik om liefde mee te beskryf. En ek dink dis hoekom God dit van ons vra. Is dat ons na mekaar sal kyk en die goeie in mekaar sal soek. Jy is die goed wat nie in die wêreld sin maak nie. Maar dit wat tog vir ons lewe betekenis gee. Maar dit gesê, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Liefdevolle Vader, baie dankie dat ons vanaand weer hier by mekaar kan wees as 'n groep gelowiges. Dankie Here vir 'n nuwe kwartaal. Dankie vir dit wat ons kan uitsien. Ons weet nie wat vir ons voor lê nie, maar ons weet, dit gaan 'n baie vol kwartaal wees. En daarom wil ons juist dankie sê dat jy ons beskerm het, ons hierheen gebring het, weer teruggebring het, en ons weer die kans gegee het om iets van ons lewe te maak. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie Here vir die familie wat hier rondom ons sit, geloofsfamilie, vriende, hulle wat glo soos wat ons glo, en elkeen wat hier by mekaar is om ook vanaand U naam groot te maak, te loof en te prys, saam te kom bid, sommer net saam te wees, selfs al is dit om koffie drink na die tyd. Here, dankie dat ons ook weet, U is hier. Dis 'n voorreg om U te mag ken, dis 'n voorreg om na U toe te mag kom, om ons harte voor U oop te maak. Here, dis 'n voorreg om te kan leef. Dankie vir elke ding wat U vir ons gee, elke ding wat U vir ons doen. Want as ons mooi daaroor dink, besef ons, elke liewe dag is 'n stukkie genade. Ons verdien dit nie. Dankie ook Here dat U vir ons die krag gee om te kan aangaan, 'n nuwe dag aan te pak, te kan uitsien na 'n toekoms. Al is dit soms donker. En Here, bo dit alles, dankie dat U vir ons lief is. Dat daar in U oë niks is wat kan keer dat U ons sal lief hê nie. Niks wat ons kan doen, daar's geen voorwaarde. Soms vir ons te veel om te begryp. Maar daarom wil ons ook vanaand bid dat U vir ons die krag en die insig en die wysheid sal gee om te kan leer lief hê. Here, mag ons uitreik na mekaar toe, mag ons uitreik na die wêreld daar buite wat ons hulp nodig het. En mag alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U naam wees. En dan besef ons as ons dit vra, dan ons gaan struikel. Ons gaan foute maak. En daarom bid ons ook vir die krag om weer te kan opstaan. En vir daardie stukkie vrede in ons hart, dat U ons vergeef het. Leer ons om op mekaar te vergewe. Here, ons wil bid vir ons gemeente, ons wil bid vir die groter kerk. Ons wil bid vir hulle wat nou nie vanaand hier kan wees nie. En in besonder ook 'n paar mense wat in die afgelope paar weke geliefdes aan die dood afgestaan het, in ons eie gemeente ook. Ons dink ook aan hulle wat binnekort vir operasies gaan, daar's 'n hele paar. Wil net naby hulle wees.
Here, maar dan in alles wat ons doen, die lewe is soms moeilik. En daarom vra ons dat U elke tree saam met ons sal gee. En as ons dit bid, dan besef ons, ons het geen rede om dit te kan vra nie. Ons het niks wat ons vir U kan teruggee nie. Daarom bid ons hierdie dinge in genade. Maar ons bid dit ook met die grootste vrymoedigheid, want U is ons God. En U het ons eerste lief gehad. U sê dit. Ons bid hierdie ding in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons begin vanaand met 'n reeks waaroor ek aan die een kant baie opgewonde is, maar aan die ander kant is ek so bietjie skrikkerig en ek dink die naam sê genoeg. Want is julle almal bewus daarvan dat as julle dit vir my begin sê, dan het ek nie meer werk nie, want dan gaan ek nie kan preek nie. So ek dink jy verstaan hoekom ek sê aan die een kant ek so 'n bietjie skrikkerig daarvoor. Maar goed, op 'n ander noot, die rede hoekom ek hierdie reeks aangepak het en hoekom ek gedink het om 'n bietjie hieroor te gesels, is dat almal van ons al ergens in ons lewe op 'n manier met hierdie woorde te doen gekry het. Ek dink. En dit sou op een van twee maniere gebeur het. Of iemand het aan jou kom karring oor iets wat volgens hulle nie reg is in jou lewe nie. OK? En toe het jy gesê, moenie vir my preek nie. Of, wat kon gebeur het, is jy het iemand anders probeer help, of raad gee, of waarsku, want jy was seker daarvan, jy het geweet, daar is iets fout in daai persoon se lewe, dis nodig vir jou om te gaan sê, oppas, en toe daai persoon wragtig vir jou gesê, moenie vir my preek nie. OK? Glo dit of nie, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, dis net op een van hierdie twee maniere wat dit met jou gaan gebeur. Of jy gaan aan die ontvangkant wees, jy gaan dit hoor, of jy gaan dit sê. Maar dis die punt. Ek wil hê julle moet besef, daar's altyd, in elk geval, in 'n geval soos hierdie, twee kante van 'n saak. Julle moet weet, daar's twee kante van enige saak. Maar voordat ons enigstens verder gesels, ek wil gou 'n paar goed sê. Noem dit beginsels, noem dit basisreëls, grondreëls, wat ook al jy dit wil noem, is 'n paar punte wat gaan geld vir elkeen van die volgende paar preke in hierdie reeks. So hou dit asseblief in jou agterkop. En ek wil asseblief hê ons moet dit onthou, want ons moet nie mekaar kwaad raak in hierdie reeks nie. Dis die een ding. En weet asseblief, ek pik op niemand nie. As ek eerlik moet wees, glo my, ek gaan beslis met myself preek, of vir myself preek, oor die volgende paar weke. So die eerste ding is, daar gaan goed gesê word, waarvan jy dalk nie gaan hou nie. Gaan goed gesê word waarvan jy nie gaan hou nie, maar onthou nou, dit is twee kante van 'n saak, altyd. Jy het nie nodig om daarvan te hou nie. Jy het my toestemming om nie te hou van dit wat ek alles sê nie. OK, dis die een ding. Tweedens is hierdie reeks perfek vir ribbuspomp. OK? Dit is perfek daarvoor. So moet asseblief nie die persoon langs jou in die ribbuspomp, as jy op daai oomblik dink ek praat met hom of met haar nie. Asseblief moenie. Want net nou is daai persoon een van die wat nie hou van wat ek sê nie, en dan gaan hulle vir my kwaad wees. OK? Die tweede ding. Laastens. Moet jy asseblief onthou dat die goed waaroor ons gesels nie noodwendig reg of verkeerd is nie. Daar is goed in die lewe waaroor die Bybel nie vir ons 'n maklike antwoord gee nie. Sekere dinge gaan ons beide ons verstand en ons hart moet gebruik om by reg en verkeerd te kan uitkom. Om dit maklik te sê, nie alles is swart of wit nie. Daar is grys areas.
Nou, maar dit het ons gesê, kom ons kyk, gou vinnig na die temas. Julle sal sien dat ek hierdie temas gekies het oor die volgende paar weke om spesifiek te pas by of 'n verskoning of 'n rede, afhangende van hoe jy nou daarna kyk. Vir mense gewoonlik gebruik om te sê, maar moenie vir my preek nie. Nou die eerste een, is ook vanaand se tema, is moenie vir my preek nie, dis my keuse. Okay? En hierdie is waarskynlik een wat mense die meeste gebruik. My keuse, moenie vir my preek nie. Die tweede een is, moenie vir my preek nie, want jy doen dit ook. Nou, dit is bietjie van 'n taai toffie om te kou, maar dis volgende week se probleem. En dan die derde een is die moeilikste een van die lot, is moenie vir my preek nie, want jy verstaan nie wat my situasie is nie. Okay? Jy weet nie wat in my lewe aangaan nie, jy het geen reg om vir my te preek nie. So vir die volgende paar weke is dit waarmee ons gaan besig wees. En ek hoop julle is so opgewonde, soos wat ek sê en weeragtig is, nee, ek terg net. Ek hoop julle kry dan ook iets uit hierdie volgende paar preke. Nou met dit gesê, wil ek graag 'n vraag vra. Jy hoef nie te antwoord nie, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Wees net eerlik met jouself. En die vraag is, het iemand al ooit met jou kom praat, of as jy dit so wil sê, vir jou kom preek oor jou rokery, jou drinkery? Ek dink ek het min of meer al die studente opgesom. Nee, ek terg. Ek moet kuiers bysit, dan is almal daar. Jou rekenaarspeletjies, nou is ek deel van die groepie, net om te sê, ek preek vir myself ook, okay? Jou taalgebruik. Die hoeveelheid tyd wat jy voor die TV sit, die feit dat jy dalk te min leer, nie genoeg vir die boeke nie, oor die vriende met wie jy uitgaan, ek sien julle almal ek gaan moeilikheid kry vanaand, kom ons maak het baie eenvoudig, kom ons vra so, het enige iemand al ooit met jou kom praat, of vir jou kom preek oor iets wat jy gevoel het, weet jy, dis my keuse. Ek is veronderstel om te kan besluit oor hierdie dinge, sonder dat enige iemand vir my moeilikheid gee daaroor. Ek het so hele rukkie gelede, ek in 'n winkel ingestap, ek is ook al hierdie oor, en ek wou gaan Magic kaarte koop, nou weet ek nie of julle die Magic kaarte ken nie, speelkaarte. Ja, ek weet, in die kerk word daar baie goed daaroor gesê, en baie mense, baie kommentaar en kritiek daaroor, vir my is dit speelkaarte. Okay? En toe ek in die winkel instap en ek het die pakkie en ek staan voor by die toonbank, is die vrou aan die ander kant baie ongemaklik. En uit die bloute uit vra sy vir my, hoe kan jy die goed koop? En ekskuus. Dit is eintlik nie haar winkel nie, want anders sou sy dit nie aangehou het nie, maar sy sê, jy Christen? Ek sê, ja, ek is op hierdie kant. Sy sê, hoe kan jy die goed koop? Is nie reg nie. Nou gelukkig het ek nie vir haar gesê, weet jy, moenie vir my preek nie. Gelukkig nie. Maar ek het daai oomblik gevoel dit is so 'n keuse. Ek mag nie kaarte koop, ek mag nie speel. En ek het dit wel gesê, ek sê nie daarvan. Iets nie van my geloof is sterker as 'n sterk groep te koop aan die kaarte. My geloof is nie gebonde aan die kaarte nie. Nou of dit die regte antwoord was of nie, maak die saak nie. En of ek die situasie reg hanteer het, maak ook die saak nie. Sy kan iets te besef. En as ek dit nou sê, gaan julle waarskynlik nie daarvan hou nie, want ek sê dit eintlik onder eie protes ook. Maar ek moet eerlik wees. Sy het my nou besef, dat wanneer iemand met jou kom praat oor iets, en jy wil sê, moenie vir my preek nie, is my keuse, dan is daar tog iets fout. Hoor mooi wat ek sê nie, jy is noodwendig verkeerd nie. Ek sê ook nie, sy is noodwendig reg, of die ander persoon is noodwendig reg nie. Daar is net iets fout. Kom ek sê dit so, daar is 'n rede vir jou en vir my om dalk te moet luister.
Wanneer mense sterk genoeg oor iets voel om met jou daaroor te kom praat, dan is daar genoeg rede dat ek dink ons moet luister. Want mense praat nie maklik nie. Kom ons lees 'n gedeelte uit Romeine 14, dan sal julle dalk verstaan wat ek daarmee bedoel. Romeine 14 daarvan vers 1 af. Vergewe my, dis Romeine. Romeine is nie altyd maklik geskryf nie. Maar daar staan, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. En soos ek net nou gesê het, is baie goed in die lewe waar die Bybel nie vir ons 'n maklike antwoord gee nie. Daar is goed waaroor ons, ek meen selfs ons gelowiges, met mekaar gaan verskil bloot omdat ons anders daarna kyk. Is sulke goed. As ek so 'n bietjie mag steel by die woorde van vers 1, dan wil ek sê dat party goed vir sommige mense so 'n groot ding kan wees, dat dit vir hulle 'n geloofsaak word. Ironies word dit nou hier beskryf, met ander woorde, jou geloof is dalk te swak vir die ding wat op die tafel lê. Dit pla jou. Dit knaag aan jou. Jy kan nie by die ding verbykom nie, dis te groot. En dit terwyl die ander persoon dalk hierdie ding sien as iets kleins, eenvoudig. Soveel so, dit is nie 'n bedreiging vir sy of haar geloof nie. Maar kyk nou wat beskryf Paulus, wat sê hy verder, vers 2, sê, een glo, 'n mens mag alles eet. 'n ander een is swak in die geloof en hy eet net groente. Waar is die vegetariërs hier rond? Nee, ek terg. Moenie my aanhaal nie, asseblief nie. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. Baie interessant hoe hy geskryf is hier. Jy kan hierdie verag, kan jy presies sien as die persoon wat sê, moenie vir my preek nie. Gaan weg. Ek wil dit nie hoor nie. Jy het niks in my saak uit te waai nie. En die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet nie veroordeel nie. Dit kan ook die persoon wees wat na jou toe kom en sê, hoor hierso, jy is besig om verkeerd te doen. Jy is nie reg nie. Want God het hom aangeneem. En hier sien ons al klaar iets van die geheim oor hoe mense situasies reg oplos. Dit gaan oor die persoon. Hier staan God het hom aangeneem, die persoon aangeneem, nie noodwendig die saak waaroor hulle verskil nie. Ons sal nou meer hieroor sê. Kom ons lees eers verder. Vers 4 sê, wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Vreemde ding, maar goed. Sy eie werkgewer sal oordeel oor of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal God sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dae. Vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Nou, moet asseblief nie hierdie reël vat en dit op alles in die lewe toepas nie. OK? Hierdie reël is spesifiek daar vir die grys areas. Daar is baie goed in die Bybel wat sê so en so en so is reg en daai is verkeerd. Hierdie geld nie daarvoor nie. OK? Ek maak net seker, want mense is mos geneig om te sê, maar die Bybel sê so, en dan vat hulle dit op alles wat hulle kan. Nie in die geval nie. Vers 6. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot die eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Dis nie al waar gaan hierdie een. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Dis die punt. Ons is almal gelowiges. Dit wat ons doen ons nie vir onsself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy,
waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Baie belangrike punt in hierdie hele argument. Moet niks doen wat jou broer of jou suster tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. Miskien so 'n kantnotaatjie. Dit maak dan sin dat party mense na jou toe kom en sê, weet jy wat, dis nie reg nie. Dis wil dit sien. Dis nie noodwendig verkeerd nie. Maar dis wil dit op 'n oomblik sien. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. En dis die belangrike ding. As iemand na jou toe kom en sê, maar wat van die ding? En jy gee nie om nie. Waar is die liefde? Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het, 'n slegte naam kry nie. Ons lees tot sover. So jy kan sien, hierdie hele gedeelte, basies te doen met twee groepe mense. Aan die een kant, hulle wat kom preek, as ek dit nou so kan sê, of hulle wat oordeel, miskien moet ek dit reg sê, hulle wat sommer net vir geen rede, sonder om mislik te wees of lelik te wees, sonder om self mooi te dink, kom preek. Jy kry baie mense wat vinger wys. Dis veral van hulle wat hier gepraat word. En aan die ander kant, die ouens wat sê, my keuse, ek gee nie om wat jy dink nie. Dis die ouens wat verag. Maar vers 16 som alles baie mooi op en sê, wees versigtig. Daar is ook 'n ander kant as jou kant. Daar is goeie goed, en jy doen dalk goeie goed. Maar niemand anders se oë mag dit dalk net nie goed wees nie. En oppas daarvoor. En weet ek, die logiese vraag is, okay, beteken dit nou, ek mag nou nie my eie keuses maak nie? Ek moet nou gaan sit en dink aan elke liewe persoon wat ek of kan seermaak, of kan te nakom as ek 'n keuse maak. Nee, is onmoontlik, jy kan nie. Baie keer doen ons goed en ons kom mense te na en ons weet dit nie eers nie. Weet nie of jy al mense in jou lewe gehad het, dat hulle vermy jou net, om een of ander rede, en 30 jaar later, jy is nog nie so oud nie, maar kom jy weer by die persoon aan, dan kom jy agter, maar daar is lankal iets wat gekrap het, en is 'n klein, simpel dingetjie wat jy gedoen het, maar jy het nooit geweet nie. Sulke goed gebeur. Help ook nou nie, jy kry slapelose nagte daaroor nie. Die ding is net, dat wanneer iemand na jou toe kom en sê, ek dink jy maak 'n fout, dan moet jy ten minste luister. Want dalk doen jy. En kom ons sê, jy is oortuig daarvan, dat jy nie 'n fout maak nie, dan beteken dit nog steeds, dat jy iets gedoen het, wat so iemand laat dink, jy maak 'n fout. Dalk moet jy daaraan werk. Kijk, die idee is nie, dat ons almal moet probeer gelukkig hou nie. Dit is in elk geval ook nie wat die Here vir ons vra nie. Ons kan nie. Dit is onmoontlik. Dit is net belangrik, dat wanneer ek en jy op 'n dag sou besluit om te sê, dis my keuse, dat ons dit met 'n skoon gewete voor God kan doen. Voor ons afsluit, wil ek gou vir julle 3 goed noem oor keuses. Nou is dit 3 goed wat veral belangrik is wanneer jy doelbewuste keuse wil maak, of wanneer jy wil sê, dit is my besluit. 3 baie belangrike goed. Die eerste is, 'n keuse het altyd gevolge. Het ek vir julle 'n prentjie gebring, ek gaan niks verder hieroor sê nie, ek gaan net vir julle die prentjie wys. Keuse het altyd gevolge.
Maak daarmee wat jy wil. OK? Die tweede is, jou keuses raak nie net altyd vir jou nie. Kyk, die getroude lewe het my nou so 'n paar goedjies geleer, ek is nog nie baie lank getroud nie, maar ek het al 'n paar goed begin leer. En ek wil nie te veel uit die huis uit praat nie, want daar kry ek moeilikheid, maar hierdie ding het ek agtergekom. Dat jou keuses nie net jou raak nie. Ek is 'n naguil. Ek hou daarvan om in die aand te werk, ek hou daarvan om in die aand rekenaar te speel, ek hou daarvan om in die aand musiek te luister, ek hou daarvan om in die aand te gaan Pokémons vang. OK? Ek is 'n naguil. Maar nou die dag kom Lelani na my toe en sy suggereer, sy skimp. Sorry Lelani. Sy sê, "Hoorie, wil jy nie dalk in jou kantoor of in die sitkamer slaap nie?" Kyk, ek skrik myself yskoud. Sy sê, nee, worry nie, is niks fout nie. Jy maak my net wakker as jy so laat in die aand in die bed kom klim. Is nie kon vir haar gesê, weet jy wat, is my keuse, maar dan sou sy nie meer geskimp het nie. Jou keuses raak nie altyd net vir jou nie. En dan die laaste punt is, as jy sê, iets is jou keuse. As jy het jou nou maak, dan sê jy ook, is jou verantwoordelikheid. Ons vergeet soms. Is jou verantwoordelikheid. Hiermee wil ek graag afsluit, daar is heel wat goed, wat nie noodwendig reg of verkeerd is nie. Dit is ook die soort goed waaroor mense nie altyd gaan saamstem nie. Wanneer jy vir iemand wil gaan preek, of kom ek sê dit mooi, wanneer jy iemand wil gaan reg help, raad gee, waarsku, doen dit op so 'n manier, dat jy daardeur ook die Here eer. Doen dit tot eer van die Here. En wanneer jy die dag besluit om te sê, dis my keuse, doen dit ook tot eer van die Here. Amen. Kom ons staan. Dan bely ons geloof. Julle is welkom hardop saam met my te sê, andersins in julle harte, soos wat ek voorlees. En as ons klaar ons geloof bely het, dan sluit ons, of sing ons saam as ons slotlied, gesang 528, vers 1, 2 en 3. Bly ook staan vir die wegsendingsseën, dan antwoord ons direk daarna met die amen. En voordat ons geloof bely, net ook 'n uitnodiging, almal is welkom om 'n koffietjie of so na die tyd saam met ons te kom drink. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Gemeente, ontvang die seën van die Here, die God van liefde, die God van vrede en die God van genade, seën jou nou en vir altyd. Amen.